Hartlike goeiedag, mag God se woord vir jou vullende voedsel wees. Vandag kyk ons na Paulus se woordprentjie van 'n tent. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 5. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Paulus het tente gemaak om sy eie inkomste te hê. Tente was in aanvraag. Families wat met skape geboer het met hulle skape agter goeie weiding aangetrek. Hulle het in tente gewoon wat met elke trek weer afgeslaan en opgeslaan moes word. Paulus sien in 'n tent die beeld van die menslike liggaam. 'n Tent is maar net 'n tydelike en verganklike woning. Die mens is net tydelik hier op aarde. 'n Tent is broos en onstabiel en nie bestand teen stormwinde nie. In 'n oogwink kan die penne uitgeruk word sodat die tent ineenstort. Net so is die brose liggaam van die mens. Al word die penne van die lewe ook hoe diep en wyd van mekaar ingeslaan, sal die stormwind van die dood hulle vroeër of later uitruk. Die twee groot ou profete verwoord die kwesbaarheid van hulle tentagtige lewe treffend. Jesaja sê in hoofstuk 38 vers 12, my woonplek is afgebreek, opgerol soos 'n skaapwagter se tent. My lewe is verby, afgebreek soos 'n weefdraad. Jeremia sê in hoofstuk 10 vers 20, my tent is verwoes, sy toue afgeruk. My seuns het my verlaat, hulle is nie meer daar nie. Daar is niemand om my tent weer op te slaan, om my tentseile te span nie. Paulus sien verder. Ons ontvang 'n gebou van God, 'n hemelse paleis met hemelse heerlikheid. 'n Huis nie met hande gemaak nie, maar ewig in die hemel, 'n verheerlikte liggaam wat pas by die verloste siel. 'n onverganklike liggaam vir 'n onsterflike siel. Hierdie sekerheid is vir Paulus tot troos. Die heerlikheid wat vir hom wag, is die hemelse kant van die aardse smart. Hier lyding, daar verblyding. Hier elende, daar heerlikheid. Hier slegs 'n tydelike tent, daar 'n blywende woning, 'n ewige gebou van God. Daarom verlang ons ook, soos Paulus in vers 8, ons sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Tog het Paulus nie 'n weersin in sy tentlewe nie. Hy sê in vers 9, maar of ons hier woon of daar, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos God dit wil. Ja, ons kan in ons tente lewe soos God dit wil. Jesaja se oproep is besonder treffend hieroor. Hy skryf in hoofstuk 54 vers 2, maak groter die plek vir jou tent, maak breër jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in. Dit beteken, gebruik jou tentlewe tot eer van God, gebruik jou glimlag om ander mense op te beur, gebruik jou hande om ander te versorg, gebruik jou bene om in God se natuur te stap en sy skepping te geniet. Leef God se wil. Kom ons bid. Here, help ons om op aarde te lewe soos U wil. Dankie vir baie seëninge wat ons met ons liggame en sintuie kan geniet. Sommige van ons se liggame het baie siek geword. Hulle voel asof hulle tente skeur en hulle tenttoue breek. Versterk asseblief hulle geloof. Dankie dat U ons verseker van ons ewige, heerlike woning by U. Hemel is om by U te wees. Amen.